Hulle sê, Eskom met 'n kragonderbreking. 10 uur. I think we just got empowered. Ons is nie afhanklik van hulle krag nie, dank die Here. Maar ek wil vir julle sê, dat die teenwoordigheid van die Here is hier vanmôre. Broer, ek het gevra om vir ons 'n getuienis te gee vanoggend. Gaan jy vir ons kon getuig, asseblief? Een baie hartlike goeiemôre geseënde kinders van die Allerhoogste en 'n heilige God. Die oomblik toe julle vanmôre julle oë oopmaak, toe moet julle besef, julle werk vir ons God is nog nie klaar nie. Broers en susters, ek jubel, ek juig hier binne in my. My suster het so 26 Januarie, laat weet sy my, ou boet, die kanker is terug. Dis terug in haar lewer, haar hart, haar niere, sy's deurtrek van kanker. Maar die heilige woord van God sê, waar 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. So 4 weke terug, ja 2 weke terug, ekskuus, laat weet sy my, ou boet, ek is skoon, daar's niks. Sy sê, maar ek lê in die hospitaal, want omdat ek die chemo gehad, is my liggaam swak, die virus my aangeval. Eergister hoor ek, dit gaan bitterlik sleg met haar. As ons haar volgende week wil sien, moet ons haar gaan groet. Ek sê vir my bruid, kom ons ry, gisteroggend, ek is Klerks op Enkron Hospitaal toe. Ek het salfolie, ons almal staan, en my jongste broer sê, hy moet ry, ek sê, voor jy ry, ons gaan nou hande vat, eendragtig voor 'n groot God. Want die woord van God sê, waar 2 of meer in my naam vergader, en oor een ding ooreenstem, daar sal hy wees. Ons vra nie sy rykdom nie, ons vra nie snaaksig, ons vra genesing in Jesus naam. En ek salf elke een se hande daar, voor jy op Shemaine hande lê. En ons begin bid. En my God tree in. Daar's 'n jong man saam met ons. Hy speel rugby uit in Vanderbijl, gaan speel gister. Nou, hy is verskriklik aggressief. Ek ken die man nie, ek het hom gister ontmoet. Ek weet nie wie sy nie. Hulle is toe weg, ons het gebid. My broer bel my, ek hier by 6 uur gisterand, hy sê, ou boetie, gaan my nie glo nie. Shemaine loop van die badkamer af terug na haar bed toe. Sy kon skaars praat gistermôre. Sê, die eer kom my God toe. 11 uur gisterand bel my broer my, hy sê, ou boet, ek moet jou sê. Die jong man, sê, hulle noem hom Boeta. Hulle het gaan rugby speel, en elke keer na hulle gespeel het, word daar gedrink. Toe hulle hom drank aanbied gisterand, toe sê hy, ek drink nie meer. Hy sê, my hande is gesalf gister, die oggend. Hy sê, hoe moet ek met hierdie hande aan drank vat? Hy sê, ek wil nou my saak met God regmaak. Broers en susters, ek sê nou vir julle, if you like it or not, my God het 3 dinge in die lewe wat hy nie kan doen nie. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy kan nie lieg nie. En hy kan nie beheer verloor nie. Hy het ons die toestemming gegee om in sy naam duiwels te dryf en groter dinge te doen. Ek kan julle getuienisse gee, ek sal die hele dag hier besig wees. Maar ek wil vir julle sê, die eer, die lof, die dank en die aanbidding, kom my Jesus alleen toe. It's not about man, it's all about him. Amen. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. That's my King. Jesus. Amen. Amen. Jette, ons ou kerk, soos kerk gehou moet word vanoggend. Sing, getuienisse, items, en dan die woord. Baie keer sê van my, pas op dat jy nie die gees se vloei benadeel nie. Weet jy, as die gees van die Here is, hier is. En 'n gloei kom met hom hier aan. Jy kon kry hom hier nie.
kere wat ek my beste dienste al ooit gehad het, was die kere wat ek by die huis, in die oggendure maak die Here my wakker, dan sê hy vir my, ek sal die getuienis sal ek nog bring, waar hy vir my sê, gebruik jou, gebruik my, en ek wil die Here smeek dat hy my moet gebruik, en hoe meer ek vir die Here sê, ek is bruikbaar, asseblief gebruik my, hoe meer sê die Here, vra my dat ek jy moet gebruik, en hoe meer ek die Here vra, hoe meer sê hy vir my, vra my, dat ek jou kan gebruik. En so gaan het van 3 uur die oggend af aan, die Here sê vir my, gaan kerk toe. Ek sê, Here, wat 'n kerk? Waar wil jy my vanoggend gebruik? Ek is evangelis, so dis baie min in dieselfde kerk. Ek sê, Here, waar wil jy my hê? Ons werk saam met 5net SA. Op daai stadium was dit ook Judea Harvest. En ek sê vir Here, waar moet ek heen gaan? Hy sê vir my, ry. Die krag van die Here word so in die voertuig, dat ek nie kan ry nie, en ek moet aftrek, my vrou sê, bestuur jy maar verder, want ek kan nie, ek sê hierdie kar omgooi. En die Here doen daai oggend 'n wonderwerk in 'n gemeente. Ek sal die getuienis nog bring. En ek wil vir jy sê, wanneer jy kerk toe kom, voordat jy by hierdie deure instap, moes jy al gebid het. Moes jy al ontmoeting met die Here gehad het. Ek weet vir party van ons is maklik, party van ons is baie moeilik. As jy nou Michael is, wil jy slaap tot 9:10. Heeltemal normaal. Maar ek kom vanmôre na u toe, en ek wil graag 'n boodskap vir u bring, wat die Here op my hart gelê het. Ook met soveel mense te doen, daagliks, wat seer is. Jy kry met soveel mense te doen, wat teleurgesteld is. Deur mense. En dan wil ek vanmôre vir u die goeie nuus gee. My Jesus Christus is nie 'n mooi weersvriend nie. Van almal in die lewe wat jy al teleurgestel het, kan ek vanmôre vir jou sê, my Here Jesus Christus is nie 'n mooi weersvriend nie. Dis 'n bietjie platgestel, ek weet. Maar jy sal sien deur die boodskap. Hoekom sê ek so? Ons gaan kyk na 1 Samuel 18 vers 3 tot 4. En die Here sit hierdie gedeelte op my hart. Van 'n Dawid en 'n Jonatan se vriendskap. En die Here sê vir my, kyk na hierdie 2 jong mense, want hulle was albei maar nog jonk. Dawid was nog definitief nie koning nie. Maar die Here sê vir my, kyk na hierdie 2 jong mense se lewens en hulle vriendskap wat hulle vir mekaar opgeoffer het. Kyk na hierdie 2 jong mense se lewens en daardie absolute verbondvriendskap. Want ek het so 'n verbondvriendskap met jou en met u vanmôre. 1 Samuel 18 vers 3 tot 4. Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Nou zeer sekerlik as jy vir iemand so lief is, het jy hom uit jou hart uit lief. Daarna trek Jonatan sy mantel uit, wat hy aangehad het, en gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja, selfs sy swaard, en sy boog, en sy gordel. Ek wil graag vanmôre 'n bietjie stil staan by Dawid en Jonatan se vriendskap. Wat is 'n vriendskap? Vriendskap is 'n verhouding van wederwysige liefde tussen mense. Die HAT verduidelik dit so: 'n persoon met wie iemand vertroulik, intiem, persoonlik verbonde aan 'n ander met bande van liefde. Jy is verbonde aan daai persoon met bande van liefde. Gemeentheid en vertroue
So julle dinge in gemeentes in die twee en julle vertrou mekaar. Iemand wat in tye van moeilikheid 'n helpende hand uitsteek. Goeie vriende. 'n Goeie vriend ken my in my blydskap, maar ook in my hartseer. 'n Goeie vriend is daar as jy hom nodig het. Selfs kan jy met persoonlike dinge deel. Hy gaan nie jaloers wees op jou nie. Hy is loyaal teenoor jou. Jy is altyd veilig by hom. Hy sal jou nooit verraai nie. Hy sal self sy lewe vir jou gee. Daarteendeel het ons kennisse en dan mooi wees vriende. Ken jou net as hulle jou nodig het. Verwag gewoonlik meer van jou as wat jy hulle kan bied. Hulle wil meer van jou hê as wat jy kan gee. Hulle sal enige geleentheid gebruik maak om jou in die rug te steek. Noem hulle sommer maar twee gesigte. Dis mooi wees vriende. En in die boek van Spreuke 18:24, ekskuus tog, 'n man met baie vriende word gereüneer. Maar daar is 'n vriend, dan moet jy mooi luister, wat sterker aanhang as 'n broer. Spreuke 18:24. En ek wil vir julle sê, ek het so 'n vriend ontmoet. Op aarde en in die hemele. Alles wat 'n goeie vriendskap behoort te wees, kry ons tussen Dawid en Jonathan. Jonathan was die seun van Saul. Jonathan moes koning word. Hy moes die volgende gesalfde koning gewees het vir Israel. Maar hy en Dawid is hierdie absolute goeie vriende, en ek glo Dawid het dit aan hom gedeel, en gesê het, luister Jonathan, Samuel het my gesalf as koning, jy kan nie die volgende koning wees nie. Weet jy wat, dit is my so pragtig, hierdie Jonathan se hart, en die eyster van Jonathan kom uit, sy eyster van mens wees. Hy word nie jaloers op Dawid nie. Hy haal sy mantel af en sê, Dawid, as jy die volgende gesalfde van God is, daar is jou mantel. En ons sien dit in die kerkewêreld ook so gebeure. As iemand opstaan en hy word bietjie opgehef en hy kry die geleentheid en die Here salf hom, dan hardloop die pastoor en dan raak hulle jaloers op daardie persoon. Jy kom in 'n gemeente in en jy bietjie meer salwing as die pastoor, dan jaag hulle jou weg. Hoekom? Ek kan vir julle sê wat gebeur. Koning Saul het presies die teenoorgestelde gedoen. Hy het Dawid begin te haat. Koning Saul het Dawid so gehaat, hy het hom 2 keer met 'n spes probeer doodgooi. Jaloesie het sy hart oortrek. En die bose neem beslag oor Saul. En wat gebeur met hom? Hy verloor sy salwende krag. Koning Saul kan nie verder gaan as 'n koning nie. Hy begin kranksinnig te word. Maar soos wat Jonathan Dawid prins maak, sy klere ruil hulle uit, waar Jonathan sê, goed Here, dan word ek die knegt van prins Dawid. In daardie gebaar is dit wat gebeur het. Vriendskap, soos ek vanoggend gesê het, Ketty en Klip. Hulle sit daar so. Ketty en Klip. Jy het nog nooit 2 kinders gesien so lief vir mekaar nie. Jonathan beskerm selfs vir Dawid teen sy vader. Hy kies sy vriendskap bo die van Saul, wat sy vader was. Maar daar gebeur 'n verskriklike ding. Daardie pragtige, wonderlike vriendskap sterf. Koning Saul en sy seuns, wat Jonathan een was, gaan veg teen die Filistyne. En Saul, Jonathan en sy ander seuns sterf
op daardie slagveld. Jonathan en sy broers. En Dawid verloor 'n goeie vriend. En ek wil vir julle vanmôre sê, weet jy hoekom het Saul daardie oorlog teen die Filistyne verloor? Nie omdat die Filistyne ewe skielik sterker was nie. Hoekom het hy al die ander gewen? Ek kan vir julle sê hoekom, van koning Saul se salwing is weg. Hy het as mens daar ingegaan en hy wil met sy weermag as mens oorlog maak. En hy verloor daardie geveg. Hy en sy seun sterf daardie dag. Dit was vir Dawid 'n bitter dag om sy boesemvriend so te verloor. Maar hy kon nie daar wees nie. Want die koning wil hom doodmaak. Hy moes wegvlug van hom af. ‘n vriendskap, ongekend. Nadat Jonathan dood is, Saul nie meer koning is nie en Dawid word koning. Wys Dawid sy vriendskap, selfs na die dood, aan Jonathan. Die verhaal vertel dat Jonathan het 'n seun gehad wat gebreklik was. Hy het 'n gebrek aan sy liggaam gehad, die woord sê nie wat was fout met die kind nie, maar hy het 'n gebrek aan sy liggaam gehad en was weggestuur. Maar toe koning Dawid, want onthou, in die edele huis was dit 'n probleem as daar 'n gebrekkige kind was. Maar sê Dawid, nee, ek gaan daardie gebrekkige kind haal. En het hom 'n stuk land gegee en het hom by hom gehou. As loyaliteit teenoor sy vriend Jonathan, want dit is sy kind wat gebrekkig was en nêrens gehad het om te gaan. Dis hoekom daar vandag 'n gesegde is, hulle is soos Dawid en Jonathan. Baie, baie goeie vriende. Is daar nog sulke vriende vandag? Is daar vandag nog Dawid en Jonathans? Ek wil vir julle graag sê ja. Ek is 'n bevoorregte mens. Ek wil vir julle sê, ek is so bevoorreg, ek het 'n vriend. En sy naam is Hans Nienaber. Dit maak nie saak wanneer ek hom bel nie. Dit maak nie saak wat my plan nie. Dit maak nie saak of ek bly of hartseer is nie. En selfde aan sy kant. Ons is een oproep ver, dan sit ons 'n uur op 'n voedingkuier. Hy is so naby aan my hart, soos wat soos Jonathan gesê het, nader as in sy siel. Hans Nienaber lê baie naby aan my hart. Ek sal my eie lewe gee vir sy gesin. Hulle het 'n pragtige baba ryker geword, deur sy dogter, ou Gabibi. Hy noem hom Gabibi, wat beteken klein ding. Ou klein Stefan. So sal ek my lewe vir hulle gee. Want 'n vriend soos daai, kom eenmal jou lewenspad langs. En hy het sy vriendskap toe na my oor en oor bewys. En is baie, baie naby aan my. Op aarde, kan ek vir u sê, in 'n mens wees, sal jy ver gaan om hom as 'n vriend te hê. Maar vanoggend se boodskap is, Jesus is nie 'n mooi weersvriend nie. Jesus kom uit 'n familie uit. Hy het die Vader God. En daardie liefde en loyaliteit is in die seun van die Here. Johannes 3:16, dis hier agter op my hemp, dra dit met trots. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek wil u moet luister, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. U moet verstaan dat God die Vader was van die begin af lief vir ons. Van die begin af van die skepping van die aarde af, het God die liefde vir hierdie wêreld, en dit wat sy skepping gaan wees gehad, nog voordat dit geskape was. En daardie absolute liefde is in die Here Jesus Christus. Jesus se liefde vir ons. En hoekom noem ek hom 'n vriend? Johannes 15:12 tot 14, van vers 12 tot 14. Dit is my gebod,
dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. 'n Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir 'n vriend gee. And he walked the walk and talked the talk. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Jesus ons vriend, Johannes 6:15 vers 14. Hy sê, julle is my vriende. Wat beteken dit om 'n vriend van die Here te wees? Hoe word ek dan 'n vriend van die Here Jesus Christus? Jy moet jou bekeer. Ek is in 'n pragtige bevoorregte posisie vanmôre om voor bekeerlinge te sit. Almal van julle het julle al bekeer. Maar ek kyk graag na die video. En ek wil graag vir die mense op internet sê, jy moet jou bekeer. Jy moet wedergeboorte deelagtig word. Jy moet jou laat doop. Hy sal jou dan doop met die Heilige Gees en met vuur en met krag. Maar die belangrikste is om sy vriend te wees. Na al hierdie dinge is dat julle mekaar moet lief hê. Die Here is nie geïnteresseerd in vriendskappe van haat nie. Die Here is net geïnteresseerd met 'n vriendskap met jou as jy liefde het. Wat is liefde? Ek wil vir u sê, die dag dat jy hart en lewe aan die Here gee, het hy 'n saad van liefde in jou geplante. En hy maak dit gee jou water, met borrelende water wat uit jou uitvloei. Maar weet jy wat is hartseer? Daar kom 'n mooi plantjie op, en mense hanteer daardie plant, asof hy daardie liefdeplant van die Heilige Gees, asof wat 'n eenvoudige bossie is, en hulle pluk hom uit. En as jy weer sien, dan kom haat. Die wêreld sal laat jy haat bo liefde. As jy liefde kort, gevra die Here, wat het van my saad geword binne my? Wat het van daai liefde saad geword? Dat die Heilige Gees weer kom. And rivers of living waters. Ons het so 'n mooi dingetjie gehad, demonstrasie Woensdag aand van bekers. Maar daar's een ding wat ek nie by gesê het, wat ek maar stil gebly het oor. Daardie bekertjie van jou wat oorloop, word nie van bo af vol gemaak nie. Jou bankrekening word van bo af vol gemaak. Daardie beker word vol gemaak van onder af. Met wat? Lewende water. Dis daai lewende water wat daai beker laat oorvloei. Almal dink dit moet van bo af ingegooi word. Nee. Daai beker word vol van onder af. Na die Here toe, om deur sy lewende water, die liefdesaad in u hart, wat bied Jesus ons? Eers het hy sy lewe gegee vir ons. 'n wrede dood gesterf. Hy was gemartel. Sy baard was uit sy gesig uitgeruk. Hulle het 'n doringkroon in sy kop ingeslaan. Hy so gekats dat hy sy ingewande deur sy ribbes kon sien. Hy moes 'n kruis dra tot op Golgotha. Daar het hulle spykers deur sy hande geslaan, deur sy voete. En asof dit nie genoeg is, het hulle begin spot. As jy dan die seun van God is, haal jouself van die kruis af. As hy die seun van God is, omdat hy was, kon hy legioene die engele roep. Maar hy weet nie. Fisies en psigies het hulle hom probeer vernietig. Dis hierdie vriend van ons Jesus. Hoekom sou dit doen? Sodat jy die ewige lewe kan hê. 'n bonatuurlike vriend kan hê, wat vir u alles kan doen. Hy beloof ons bruidskap saam met hom. Hebreërs 13 van vers 5 tot 8.
sê dat hierdie Jesus u nooit sal begewe of jou nooit sal verlaat nie. As daar een man is wat hiervan kan getuig, dan is dit ek, wat aan die moeilikste van moeilikste situasies was, lewende bedreigende situasies. Ek het dit al genoem, waar op my geskiet het deur 'n boom met 'n AK-47, dat ek aan hierdie kant van die boom, waar die patrone deur die boom gaan, nie deur my liggaam is nie. Niemand kan dit verduidelik nie. Toe ons nabetragting gaan doen, toe gaan sien ons, nee, dit is nie moontlik nie, ek moes dood gewees het, daar moes soveel patrone deur my gewees het, maar nee, hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie, want daar die Here het geweet, ook 'n jong man was in die oorlog, dat ek vandag hier moet staan en 'n boodskap bring. Spreuke 3:6, hy sal jou paaie gelyk maak. Ek en my vroutjie kom opgery van die bypark af, nadat ek 'n diens gehou het daar. Dis die nag, dit reën so, dat ek nie die pad voor my kan sien en ek is moeg. Ek het die hele dag bedien van die oggend tot die aand. Ek was uitgeput en ek bestuur huis toe. Die volgende moment vra vir die Here, asseblief stuur engele, maak die pad oop. Hierdie is 'n fisiese gedeelte wat die Here die pad vir ons oopgemaak het, en ek kon die hande van engele voor ons voertuig sien, en voertuie wegsteek en wegvat, tot die reën het voor my voertuig net verdwyn, en ek kon voet in die hoek sit, en ek kon huis toe kom. Hy sal jou paaie gelyk maak. Jakobus 4:7 gee jou weer mag oor die vyand. Ek dink dis een van die baie belangrike dinge wat die Here Jesus vir ons gelos het. Johannes 14 vers 1 tot 6. Hy gaan weg om vir ons plek voor te berei, en sien ek uit daarna. Ek wil hier nog net 'n vinnige dingetjie vertel, en ek weet ek het dit al genoem. Die Here ruk my weg uit my bed uit, en hy vat my met saam met 'n engel op na die nuwe hemel en nuwe aarde, en hy gaan wys my hoe lyk dit. Boy. Here Jesus, sê ek gaan julle nie nog alleen los nie. Ek gaan weg hierso. Maar ek gee vir julle die Heilige Gees. Ek het eendag vir my by die deur gesê, o wonderlike, lieflike Heilige Gees. Kan nie my lewe indink sonder hom nie. Ons kyk 'n bietjie die vergelyking tussen Jesus, Jonathan en Dawid. Soos met Jonathan, wat sy mantel gegee het vir Dawid as prinskap. Ja, Jesus bewys sy liefde net soveel meer. Hy het ons 'n mantel gegee van verlossing deur sy bloed, wat ons prinskap gee. Hy het verder gekom te beklee hy ons. Onthou Dawid en Jonathan het klere geruil. Hy het ons verder het hy ons klere gegee, 'n heilige skoon kleed, sodat ons voor die Vader kan verskyn. Wat hulle noem die Heilige Gees. Hy het vir jou 'n ring aan jou vinger gesit wat jou verseël aan die Here deur die Heilige Gees. En die wêreld daar buite het Dawid dadelik erken as 'n prins. Hoekom? Die mantel. Die wêreld daar buite behoort jou te erken deur die bloed van Jesus Christus en jou bekering daar buite. Hulle moet jou wit kleed van die Heilige Gees kan ervaar. En as hulle dit nie doen nie, is daar 'n fout. En soos met Jonathan wat tot sy wapens oorgegee het, kom die Here Jesus en hy sê, hier is vir julle 'n volwapenrusting. Efesiërs 10 van vers 19 tot vers 19. Jesus en sy disippels, ek maak klaar. Die Here het sy vriende persoonlik gekies. Moenie laat elke ou wat in jou deur instap vir sê is jou vriend nie, hy is nie. Pas op vir hom. Die Here het sy vriende versigtig gekies. Hy het 12 van hulle gaan haal. En die suksesverhaal van daardie 12 vriende, die evangelie is vandag nog by ons as gevolg van hulle. Selfs apostel Paulus het die Here op die pad na Damaskus persoonlik gaan ontmoet. Elke een van hulle kies hy persoonlik. Wat ek vir u wel kan sê is, dat hierdie Here Jesus Christus was die beste vriend vir daai manne op aarde.
Hulle kon nie vir 'n beter vriend vra nie. Die disippels loop op 'n Sabbat honger en hy oes vir hulle koring. Onmiddellik toe storm die fariseërs op hulle af en sê, hulle moet gestenig word. Hulle moet doodgemaak word. Jy mag nie oes op 'n Sabbat nie. Wat maak die Here Jesus Christus? Hy tree dadelik in vir sy disippels. Hy het dadelik hulle rig en sê, nee, as 'n kalf van die put val, wat gaan jy maak? Gaan jy dan los? En hy beskerm deur sy autoriteit wat hy het in die Vader, net daar en dan sy disippels. Ou Petrus gaan doen die domste ding ooit wat jy kan doen. Hy vat sy swaard en gaan kap 'n soldaat se oor af in die tuin van Getsemane. En die Here Jesus vat hy oor en hy sit hom dadelik terug. Hy het Petrus se rug daar gehad. Weet jy hoekom? Want hy het 'n soldaat se oor afgekap. Hy sal daai die dag saam met Jesus gekruisig gewees het. Maar Jesus het Petrus se rug. Hoeveel keer word ons kwaad? Hoeveel keer doen ons die verkeerde ding? Maar ewen in dit wat ons verkeerd doen, het die Here nog steeds jou rug. Ek het vir julle Woensdag aand gesê, ons gaan vanoggend bietjie preek. Maar dieselfde vriende, Judas verraai en verkoop Jesus vir 30 stukke silwer. Petrus verraai hom 3 keer voor die haankraai. Thomas glo nie, end uit, dat hy is die seun van God nie. Weet jy wat, al het dit gebeur? Ek het laas jaar, het ek vir so 42 pastore bedien en gepreek voor. En ek het nagmaal bedien. En ek het gepraat oor die Pasga, waar Judas Jesus verraai het. En ek wil vir u sê vanmôre, hierdie vriend van Judas, dink jy het maak hom 'n minder vriend omdat hy hom verraai het? Nee. Die disippels wil hom agterna sit, en glo my, hy sou nie lig daarvan afgekom het nie. As jy die geskiedenis van Johannes en Jakobus lees, dan gaan jy weet, dit was 2 moeilike manne daai. Ek dink hulle was heel voor, op pad om vir Judas te gaan gryp. Ek dink hy sou die pak slaaf van sy lewe gekry het. Wat sê Jesus? Los hom, laat hom gaan. Sy tyd het gekom. Jesus beskerm Judas teen die disippels. Al weet hy het hom verkoop vir 30 stukke silwer. Daar's 'n hele storie om dit. Kan u indink? Petrus, sy geliefde, verraai Jesus Christus 3 keer. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Weet jy wie is hy nie? En Jesus kyk vir Petrus in sy oë. Kan u dink die seer kry van daardie vriend? Maar weet jy wat doen daardie vriend Jesus daardie oomblik? Hy gaan nie en sê, daar is hy, ek ken hom. Dis een van my disippels nie. Hy swyg. En hy bly stil. Soos wat hy Jonathan vir Saul gesê het, nee, ek weet nie waar's Dawid nie, terwyl hy presies geweet het waar hy is. En nie vir Dawid verraai het nie, verraai Jesus daai oggend nie vir Petrus nie. Hy het Petrus se rug, hy het Judas se rug gehad tot die bitter einde. Selfs, toe Thomas sê, ek glo nie jy is God nie, dis nadat hy opgestaan het. Toe sê hy, kom my boetie, druk jou hande en jou vingers in hierdie gate, en dan gaan jy sien, ek is die lewende Here Jesus Christus, wat uit die dode uit opgestaan het. En ek sluit nou af. Jesus is my beste vriend.
En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jou lewe en jou vriendskap met die Here Jesus Christus verloor het, en as jy vanmôre besef, Here, ek is nie meer daar met U die pad nie, ek het vervreemd geraak vir die Here Jesus Christus, ek ken U nie meer soos ek U geken het nie, ek dien U nie meer soos ek U gedien het nie. En dan vir die wat op video's gaan kyk, wil ek u uitnooi vanmôre. As jy vanmôre vir my sê, pastoor, ek ken nie eers die Here nie, ek weet nie wie hy is nie. Daai pragtige getuienis van daai jong man wat sy hande gesalf is, wat sê ek vat nie meer aan drank nie, daar wag 'n pad vir hom met 'n vriend met die naam van Jesus Christus. Daai Here Jesus Christus gaan sy rug hê van vandag af. Daai oomblik wat jy lewe en hart in die Here gee, het hy jou rug, ongeag van wat hierdie aarde met jou maak. En as jy nog nie die Here Jesus Christus ontmoet nie, of ontmoet het nie, dis tyd. Kom ons buig die hoofde. Here, ek gaan eers bid vir elke een wat na hier voor ons sit en ook die wat na die video's gaan kyk. Wil ek u vra, Here, as een daar is wat u nog nie ontmoet het nie, wat u nog nie sy saligmaker gemaak het nie, wil ek hulle vra om hierdie gebed agter my aan te bid. Here Jesus Christus, ek kom vanmôre na u toe. En ek bring my lewe, alles wat in my is en waarvoor ek staan en wat ek voor bewees en leef. En ek gee dit oor in u hand. Ek bekeer my vanmôre. Here, was my in u bloed. Laat die Vader wedergeboorte skenk aan my, sodat ek kan vervul word met die Heilige Gees. Ek gee my lewe in totaliteit aan u, Here Jesus. Ek gee oor aan u. Here, nie net om my bekeer nie, ek inkeer myself, en ek draai nou om, in hierdie oomblik, en ek stap weg van sonde af. Here, laat elkeen wat vanmôre hierdie belydenis afgelê het, kind van God genoem mag word. Here, dis ons opdrag om hierdie evangelie te verkondig. Here, en elkeen wat hier voor ons sit, gaan nie eens 'n uitnodiging gee vanmôre nie. Ek wil vir u sê, elke een van u wat vanmôre hier sit, en sê, Here, ek wil meer van hierdie vriendskap hê. Here, ek wil so lief word vir u, soos dat Dawid en Jonathan gesê het, waar Jonathan sê, hy is liewer vir die Here, as vir Dawid, as sy eie siel. Laat ons al sê, ons is liewer vir die Here Jesus Christus, as vir onsself. Laat ons onsself sal afbreek, en dit wat hoogmoed is, en dit wat jaloesie is, dit wat verraad in ons is, Here, laat dit sal weggaan, laat dit sal vervang word met 'n saad van liefde, 'n liefde vir die Here Jesus. U kan niks meer doen as wat u gedoen het op Golgotha nie. U kan niks meer doen asof ons die Heilige Gees te gee nie. Dis is nou ons werk verder om 'n liefdesband met u te hê. Ek weet nou, Here, hoekom het u my vanoggend so vroeg wakker gemaak? Want dat ek u teenwoordigheid op my voel. En dat ek u teenwoordigheid so sterk op my voel. Dank ek u. Loof ek u. En prys ek u vanmôre. Amen. En amen. Baie dankie dat u my verdraai het. Ek waardeer dit vreeslik. Ek het my hart uitgebreek vanmôre vir u. Soos dit. Ek kan in my mens wees nie meer gee om vir u te sê, Jesus is u ware vriend. There's nobody like you. Nobody. My broer het toe hy instap te sê, Holy is the God Almighty.